Dankie Jesus dat ons net kan oorgee aan U. Oor kan gee aan die Gees vanaand om ons te lei net soos U wil. Dankie dat U getrou is en dat ons kan weer as niemand soos U, Here. Ons loof en prys U wonderlike naam. Here, praat met ons vanaand net soos U wil word verheerlik en ons eer U Vader. Here, U is 'n goeie God en ons weer as niemand soos U nie. Amen. U kan die sitplek inneem, baie dankie. Baie dankie. Nou, daai lied wat ons gesing het, Jesus kom vat nou beheer, daai koorgedeelte het so 25 jaar terug geskryf. En vandag het Annika 'n lied daarvan gemaak. So dis die eerste keer dat ons enigiemand het gesing het. So dit is awesome. Dis wonderlike woorde, want sy het ook gesê dis iets wat nou al lank aan haar hart brand is. Sy kry nie tyd nie. En sy het hom maar vandag tyd gemaak hier by die kerk. So ons sê vir die Here dankie. En dankie ook vir die voorsangers en musikante. Nou broeder en suster, ek wil vanaand met u praat oor wat is doping met die Heilige Gees. En ek gaan dit so maklik as moontlik hou. Weet julle, dis een van die dinge waaroor teoloë die meeste beklei. En die meeste oor verskil. En eintlik is dit so eenvoudig. Want die woord sê eintlik vir ons alles, is net die ouens wil nog dieper goed gaan inlees. En weet wat, ek onthou wat ek op universiteit geleer het destyds toe ek teologie gestudeer het, het die een professor vir ons gesê, onthou altyd die kiesbeginsel. KISS. Dit staan vir Keep It Simple Stupid. Keep it simple stupid. Nou ek wil dit vanaand so simpel as moontlik hou. Dat ek nou al stupid is vanaand, dat jy dit kan verstaan. En ek gaan nie teologies raak vanaand nie. Ek gaan net by die skrif bly. Jy gaan sien. Alles wat ek sê kom in die skrif uit. En jy hoef nie iets anders daar te gaan inlees nie. Dis wat daar staan. En ons het nodig om dit te verstaan, want weet jy net, die meerderheid mense verstaan nie die doping met die Heilige Gees. En ek gaan maar vanaand hier staan, Konrad, dan hoef jy nou nie te worry nie. So nou net een kamera. En jy moet maar net by my bly asseblief stel, want ek het so 'n bietjie ander aantekeninge waarvan ek werk, so ek gaan nie altyd daar kyk nie, so jy moet maar probeer wakker wees. Gelukkig is hy altyd wakker, so dis reg. Ek wil vir die 3 verse vooruit Handelinge 1, vers 4, 5 en 8. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het ek gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Daar staan dit. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Daar is dit. Ou vertaling. Nie lank na hierdie dae nie. En dan vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Nou, baie mense vra die vraag, wat beteken dit om met die Heilige Gees gedoop te word? Weet julle wat, dit moenie 'n teologiese konsep wees. Dis 'n lewende, kragtige ervaring van God self. Die Bybel leer ons dat die doop met die Heilige Gees 'n sleutelervaring is wat die gelowige toerus met krag. Elke keer as daarvan die doping met die Heilige Gees gepraat word daar die woord die krag opgebring. Om vir Jesus Christus effektief te lees en te getuig. So, as ons praat van doping met die Heilige Gees, dan word ons toegerus met die krag van die Heilige Gees. Om vir Jesus effektief te leer en te getuig. Nou voor ek kom by wat is die doping met die Heilige Gees, daai punt 1, wil ek gou vir julle iets vertel, van julle het al gehoor hoe ek gedoop is met die Heilige Gees. Nou,
Ek was 7 jaar oud. Dit het gebeur in September 1974. Nou sien julle ek is vrek oud. Okay. Maar in September 74 was 'n naweek waar daar 'n sonnaskoolkamp was in die ou AGS vir Woordburg. En oom hulle was daar. Ek onthou dit. Dis 'n aand wat ek nooit in my lewe sal vergeet. Onthou ek was 7 jaar. Nou wat weet 'n 7 jaar van teologie? Zero. Nou ons het die Here geloof en geprys, en skielik het iets snaaks gebeur, asof daar 'n rukwind of iets gekom het en op ons geval het en daar het iets met my gebeur. Ek het net begin in tale praat. Amen. Ek het dit nie verstaan nie, ek het dit nog nooit met my gebeur nie. Al wat ek weet is daai aand toe dit gebeur het, kon ek nie ophou. En dit was so oorweldigend oor my dat ek die oggend 2, 3 uur nog steeds in tale hardop gepraat het en my ma nadat goed in my mond gedruk het net om te sjak. Want sy wou geslaap. Ek kon nie ophou nie. Ek wou nie ophou nie. Dit was hierdie wonderlike ervaring. En weet jy, so kan ek vir die soveel getuienisse gee van hoe mense gedoop is met die Heilige Gees. Mense wat skielik terwyl hulle die Here geloof en geprys het terwyl hulle kar bestuur het, gedoop is met die Heilige Gees. Mense wat in 'n bad gelê, waar die Heilige Gees oor hulle kom en hulle net in tale begin praat het. Mense wat in slaap wakker geword het en in tale gepraat het. Dit het met my ook al gebeur. Maar weet jy, daar's soveel fasette dat daaroor hoef ek jy nie te worry en die Here kies die pertinente oomblik en hoe vir jou. En dit is nie net vir sekere mense, dit is vir almal. Almal wat dit wil hê, uit die aard van die saak. Want as jy dit nie wil hê nie, gaan God dit nie vir jou gee nie. Weet, daar's miljoene, 10 miljoene, honderde miljoene deur die eeue al gedoop met die Heilige Gees gespreek in tale. Nou luister mooi vanaand, dit gaan nie oor die spreuke in tale as sulks nie, dit gaan oor die Heilige Gees. Want mense wil baie keer vaskyk in die spreuke in tale en dit is nie die vername aspek nie. Dis maar 'n uitvloeisel van wat gebeur in jou gees om in tale te praat. En ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor praat. Maar ek wil pertinent met julle praat oor wat dit beteken, hoe beïnvloed dit ons lewens en ons gaan so 'n bietjie ondersoek instel wat sê die Bybel oor hierdie onderwerp. So kom ons gaan op punt 1 toe. Wat is die doping met die Heilige Gees? Nou, die doping met die Heilige Gees is nie dieselfde as wedergeboorte nie. Baie mense dink as jy wedergebore word, word jy gedoop met die Heilige Gees. Dis iets ekstra. Ja, die dag as jy jou hart aan die Here gee en wedergeboorte, word jy definitief gevul met die Gees. Maar daar's definitief 'n verskil volgens die Bybel tussen vervulling met die Heilige Gees en doping met die Heilige Gees. Dis verskillende dinge wat gebeur. So die doop van die Heilige Gees is nie dieselfde as wedergeboorte nie. Wanneer iemand tot bekering kom, ontvang hulle die Heilige Gees. Romeine 8 vers 9 sê dit vir ons. Maar die doop met die Heilige Gees is 'n verdere ervaring, 'n uitstorting van God se krag vir diens. Handelinge 2 vers 4, ek dink ek het hom daar op nie. Gaan nou noteer, jy kom maar weer terug na die vorige een toe. Nou bly net daar, sis. Handelinge 2 vers 4 sê en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in tale begin praat soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hier sien ons dat die disippels reeds in Christus was, maar hulle ontvang toe 'n spesiale uitstorting van God se Gees. Nou kortliks wedergeboorte, die Heilige Gees kom woon in jou, doping met die Heilige Gees, die Heilige Gees kom op jou vir krag en vir bediening. En is interessant dat Jesus met Pinksterdag en jy weet, hier is 5 van ons vanaand hier wat nou laas jaar die voorreg gehad het om in die bovertrek te wees in Jerusalem, waar hulle sê dit gebeur het. En dit was nogal 'n besonderse ervaring. Of dit definitief daai plekke sal ons nooit weet nie, maar dis min of meer wat hulle sê dis waar dit was. En dit was regtig iets spesiaals. Wat het Jesus vir die disippels gesê? Julle moet gaan wag. Julle moet gaan wag. En dis die probleem, as mense tot bekering kom, hulle net hardloop. Wag. Wag dat die Heilige Gees oor jou kom en dat jy toegerus word vir daai taak waartoe God jou roep. Probleem is ons wil net hardloop.
En dan hardloop ons op pad nêrens heen nie. Weet julle wat is die persentasie van kinders van God wat tot bekering kom wat binne die eerste jaar weer teruggeval het? Sekere mense sê dit is tot 80 tot 90%. Hey, rarig, ja. En die hoofrede is, hulle het nie gaan wag nie. Te hoor wat God sê en wat God verder wil hê nie. En terwyl ek daarby praat, asseblief, moenie na mense luister nie, luister na die Heilige Gees, luister na die stem van die Here, luister na sy woord. Asseblief, laat niemand eendag na jou toe kom en vir jou sê, Charles gaan bedank jou werk, want jy moet vir die Here gaan werk nie. Die Here sal dit self vir jou sê. Hy sal dit bevestig deur ander. Weet julle hoeveel ouens het al in daai struik geval? Hierdie profeet het gesê, ag man, daai profeet se voet. En die Here het vir jou gesê. En iemand het by hierdie week gebel en gevra, pastoor, die Here het vir my dit en dit gesê. Ek sê, wow, stop die lorry. Jy gaan God vertrou vir bevestigings. Om seker te maak. En dit het niks met ongeloof te doen nie. Ek dink is juist oor geloof in God, dat God vir my moet bevestig wat ek moet doen. Maar ons hoor 'n stemmetjie, en dan is dit nie altyd God se stem nie, dan is dit baie keer die duiwel se stem. En dan wil ons net hardloop en dan kry ons seer die proses. Ek doen wat het God aan my gedoen. Dis nie God nie. Dis omdat ek nie luister nie en nie gaan wag nie. En hy woordjie wag is vir my baie belangrik. Hulle het gaan wag in die bovertrek en nie gaan wag vir 'n paar uur nie. Hulle het gewag vir 'n paar dae. Hulle het gewag totdat God sy belofte gestand gedoen het en die Heilige Gees oor hulle uitgestort is en die Bybel sê hulle gedoop is met die Heilige Gees. Dooping beteken om geheel en al oordek te word. Soos ek en jy gedoop is met die Heilige Gees, gaan ons geheel en al oordek word. As 'n persoon gedoop is met die Heilige Gees, kan hy regtig nie sy sondige lewenstyl aangaan. Dit kan nie. Want jy kan nie God en Mammon dien. En die Heilige Gees en Beelzebul, die gees van die vyand, kan nie saam in jou wees nie. Jy sien, dis 'n ervaring van krag na bekering. Ons gaan nou weer kyk na daai skrifte. Dis ook nie dieselfde as redding nie. Dis 'n toerusting met krag. Die Gees vul en lei jou vir dienswerk en getuienis. So hoekom word ek gedoop met die Heilige Gees om te spreek in tale? Nee. Dis 'n uitvloeisel daarvan. Ek word gedoop met die Heilige Gees. Toerusting met krag nommer 1. Die Gees vul my en nou lei hy my vir dienswerk en getuienis. Dit is die doel van vervulling met die Heilige Gees. Nou, daar was 'n mooi storie wat baie vertel en dit is vir my mooi. Of dit nou so is, weet ek nou nie, maar dit kan so wees. Baie mense sê as ek in tale praat, dan is dit 'n geheime kode tussen my en God. Ek weet nie. Miskien kan die duiwel dit verstaan. Hoe nou, ons sal nie weet nie eendag. Maar wat ek weet is die Bybel sê, as ek nie weet wat om te bid nie, kan ek in die Gees bid. En dan is dit onuitspreeklike sigtinge wat na vore kom deur die Heilige Gees. En ek is baie keer op punte in my lewe waar ek nie weet wat om te doen en dan begin ek in tale bid en dan weet ek, nou sê die Heilige Gees wat deur my bid. Want ek het nie nou 'n antwoord nie. Dink jy het al baie keer gekom op tye in jou lewe wat jy gevoel het, ek het nie nou 'n antwoord nie, ek weet nie wat om nou te doen nie. Ek weet nie wat die rigting om te gaan nie, ek het nie 'n antwoord nie. Dis wanneer jy moet oorgee aan die Heilige Gees. En sê, Here, U gaan my toerus met daai krag en U gaan my nou lei vir dienswerk en getuienis en U gaan my help
dat ek gaan doen dit wat U wil hê ek moet doen, dat dit nie sal gaan oor myself nie, dat dit sal gaan oor U. Kom ons lees dit weer uit 2 verse, vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor. En Jesus het gesê, nie lank na hierdie dae nie sal julle gedoop word met die Heilige Gees, vers 5. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Nie lank na hierdie dae nie, en hulle moes gaan wag. Nou kom ons kyk by punt 2, wat is die doel van die doping met die Heilige Gees? Nou, ek het nie al 3 punte daarop nie, maar dit kom min of meer al voor. Die eerste ene is die krag vir getuienis. Jesus sê in Handelinge 1 vers 8, dat die Gees ons krag gee om getuies te wees. Dis nie net emosionele opwinding nie, dis bonatuurlike toerusting om God se werk te doen. So daardie krag om te getuig is 'n bonatuurlike ingryping van die Heilige Gees, waar God my toerus met krag. Nommer 2, dan werk die bonatuurlike gawes ook deur my. 1 Korintiërs 12, waar al die gawes genoem word. Dit gaan ook oor leiding en insig. Die Heilige Gees lei ons, herinner ons aan Jesus se woorde en gee ons onderskeiding. So sien, dis die gawes van die Gees wat hier ons werk. En saam met hierdie gawes kom ook die manifestasies van die Gees. Nommer 3, die Gees bring gawes, profete, geneese tale ensovoorts tot opbou van die gemeente. Ek lees net vandag weer raak in 1 Korintiërs 12 en dit kom in 1 Korintiërs 14 ook voor, waar Paulus die volgende sê. Hy sê, tale is nie belangriker as die ander gawes nie. Hy sê, maar tog spreek ek meer in tale as julle almal. Hoekom sou Paulus dit gesê het as dit nie belangrik was? Omdat tale so kontroversieel is, wil ons dit een kant toeskuif en sê, ek verstaan dit nou nie so eintlik nie, maar luister, niemand verstaan dit nie. Maar die woord sê, dis dinge wat ons praat, wat ons nie verstaan nie. Dis goddelike dinge wat ons praat. So ek en jy moet weet, dis 'n bonatuurlike ingryping van God in my lewe, in my gees. Dis ook 'n lewe van oorwinning en heiligmaking. Jesus word werklik en lewend in jou hart. En dis wat die belangrike is, die doel met die doop van die Heilige Gees. Nou derdens, hoe ontvang ek die doop met die Heilige Gees? Gaan maar die volgende punt asseblief, sis. Hoe ontvang ek dit? Hoe kry ek dit? Nou ek wil hier 'n paar goed, ek sal nou teruggaan na die skerm toe. Nommer 1, ek moet dit begeer. Lukas 11 vers 13 sê, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom vra. Lukas 11 vers 13. So hy sê daar, ek moet dit begeer. Ek moet dit vra, ek moet dit begeer. Tweedens, ek moet glo en vra. Die eerste disippels het in 'n plek van verwagting gebly. Handelinge 1 vers 14 sê, hulle het eensgesind volhard in die gebed. So hulle het volhard, hulle het gebed, hulle het gebid en hulle het gewag soos die disippels in Handelinge 2. Derdens, wees oop en gehoorsaam. Soms kom die Gees skielik, soms deur handoplegging. Skielik soos in Handelinge 2, deur handoplegging Handelinge 8. Soms terwyl iemand luister, Handelinge 10. God werk soos hy wil. Wees net beskikbaar. Nou ek het 'n oom geken, en ek was nog 'n tiener toe dit gebeur het, en dit het juis op 'n jeugkamp gebeur. Hierdie oom was op daai stadium afgetree, hy was hier by 70 jaar oud. Ook al in AGS vir Woodburg waar ek destyds uitgekom het. En daar was 'n jeugkamp en hy was die kampkommandant. Nou die kampkommandant is die een wat moet raas. Dis die een wat moet sorg dat die kinders gaan slaap as hulle moet slaap. Sal hulle eet wanneer hulle moet eet. Jy weet daai kampkommandant.
En die oom word wakker die middernag en hy hoor 'n rumoer en onmiddellik is hierdie kommandant op sy stukke. Hy gaan hulle nou uitsoek. En nou luister hy, waar kom die rumoer vandaan? Want hy neem aan, dit by die seuns, by die dogters. En hy loop daar na 'n slaaplokaal toe en hy hoor hierdie rumoer. En hy maak die fout om sy kop in te steek by die venster. Julle want toe hy sy kop by die venster insteek, toe slaan hy agteroor, uit soos 'n kers. Niemand het hom geslaan nie, behalwe die Heilige Gees. Want weet julle wat daar gebeur? Daai dogters was besig om die Here te loof en te prys, toe val die Gees van God op hulle neer, en die Here het almal van hulle gedoop met sy Gees. En daai Gees was so kragtig teenwoordig, toe daai oom sy kop daar insteek, toe slaan hy agteroor. Hy het die volgende oggend kom getuig op by die kamp. Hy sê hy sal nooit weer sy kop by 'n venster insteek as hy 'n rumoer hoor nie. Want dit was awesome, dit was net bonatuurlik, dit was God. Maar sien, ek en jy moet aan geloof en oorgawe hê, ons baie verlang hê, ons moet bid en wag, en die belangrikste is, nie die teken nie, maar die vrug en krag wat volg. Dis hoekom ek sê die belangrikste is nie om die tale ding te doen nie. Dit is 'n uitvloeisel, ja, maar dit gaan oor die krag en die vrug wat volg. En dis wat die belangrike is. Kom ons gaan aan. Wat gebeur as ek gedoop word met die Heilige Gees? Hoe weet ek is gedoop met die Heilige Gees? Nou, daar kan verskillende tekens wees, soos die spreuke in tale, en nuwe vrymoedigheid, diepe vreugde en 'n honger na God se woord. Maar die kern is, jy sal verander word, daar sal 'n vuur brand vir God se doel. Sien, daar sal 'n nuwe vrymoedigheid en krag in jou lewe wees, 'n begeerte om van Jesus te getuig. Vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, selfbeheersing, al daai goed. En die gawes is sigbaar. Die Here het nie undercover agents nie. Ek ken baie van hulle. Nee, ek's undercover vir die Here. Nee, ek smelt so saam met die wêreld, maar eintlik is ek undercover vir die Here. Nee. Want sien, mense moet kan sien, jy is kind van God. Okay, hulle hoef dit nie eens te sien, hulle moet dit kan ervaar. Hulle moet dit kan ervaar. Weet jy, ek open eendag 'n besigheid nie ver van hier af nie. En in die sentrum het dinge begin rof gaan. En hulle kon nie verstaan wat aangaan nie. Ek sê, wie is al die ouens wat hier? Nee, hulle het nou so maand terug 'n natural healer gekry. Ek sê, wat? Dis die duiwel in disguise, man. Toe was ek 'n toerdokter. En ek lag, ek sê vir hulle, gaan roep baie auntie. Pastoor, is jy seker? Sy het baie groot krag. Ek sê, ag, bring hom hier so. Ek getuig uiteindelik nie genoeg nie, hoe groot God se krag is. Hulle bring daai auntie in die lokaal waar ek sit. En toe sy my so sien, slap sy agteroor so uit soos 'n kers. Ek het nie aan haar, ek het rarig aan nie geslaan nie, ek het nie aan haar gevat nie, ek het op 'n stoel gesit. En ek begin smaal, ander ouens, hier's nou iets aan die gang, ek sê, man, relax. Ek staan op, maar ek straf die duiwel in die naam van die Here. Julle daai auntie word wakker, maar sy hol. En sy hol nou nog, want sy binne 'n paar minute haar hele plek ontruim en sy kom. Want jy sien, dis die krag van die Heilige Gees.
dit werk. Dis hoe die krag van die Heilige Gees werk. Ek vertel nie altyd my vrou alles nie, want ek is so bang sy stres op en so aan. Ek het redelik lank gevat om vir haar te vertel hoe die ene op my geskiet het toe ek huisbesoek gedoen het. Hy was so kwaad vir my, maar ek kom nie raak skiet nie, want God het my beskerm. Nou sê ons, waar val ek uit? Luister, as die Heilige Gees oor jou kom, gebeur dinge. As jy gedoop is met die Heilige Gees, het jy skielik 'n onverskrokke gees en jy wil net doen wat die Here sê. Ek is al in hierdie kerk gesê, deur 'n pastoor is mal, sjap, mal vir die Here. Betrens is daar nie hoef jy bang te wees nie, om te doen wat God wil ons moet doen nie. Want God is in beheer. En God help ons, en God onderneem vir ons, en God dra ons deur op wyses wat ons net verstom laat. Ek is nie ver van klaar af nie, maar terwyl ons oor die Heilige Gees praat, Annika is so 'n bietjie diep kant ingegooi nou die afgelope week of 2, want sy het ons nou gesê sy wil my kom help. Nou, sy het haar eerste begrafnis moes doen. Vreemde vaandels daardeur gekom, en sy het gister die eerste keer pastoor Jaapie P se kere geopen. En sy was by die groot Makulas gewees. En by die een is daar 'n video geneem en nou luister ek vanoggend, en ek wil net in kort vir u sê, dit was vir my so awesome. Hoekom sy heeltyd oor my moes praat, weet ek nie, maar nou het sy gepraat oor, sy moet nou in hierdie groot voetspore stap. Man, nonsens, stap in Jesus se voetspore. Maar nou sê sy, ons is so vreesagtig en ons is so bang baie keer om te doen wat God sê. En sy gebruik die voorbeeld toe Jesus vir die disippels sê, hier is 5000 mense, hulle moet nou gevoed word, en hy sê vir die disippels, gee julle vir hulle kos. Here, ons het geld nie, ons gaan nie nou 'n winkel ook kry nie. En Jesus sê, maar wat het julle? En 'n seentjie bring 5 broodjies en 2 visse en 5000 word gevoed. Die Here soek jou baie keer net met jou ou 5 broodjies en 2 visse, sodat jy duisende kan aanraak. Dis hoe dit werk. Een van my skrikwekkendste ervarings was in die tronk gewees, en ek was nie in die tronk, ek was 'n barbader in die tronk, en toe was ek 'n pastoor wat die tronkbediening gaan doen het. Okay, so wat in die tronk nie gewees nie, as 'n gevangene nie, maar in elk geval. Ek word eendag gevra, ek was die AGS verteenwoordiger in die tronke Pretoria, ek en my pa, en hulle vra my eendag, wil ek nie asseblief 'n paasdiens kom hou nie? Ek sê, okay, nommer 1 Engels, ek sê, dis fine. Jonk en onverskrokke, en die gaan ek. Julle en ek stap in 'n groot saal in, en was dit nou scary? Stel jouself voor 5000 gevangenes bymekaar. En toe kom ek agter, geen mikrofoon nie. Okay, dis ook nie 'n probleem vir my. Maar ek het 'n groot stem. Maar julle, daar's 5000 gevangenes en so 'n paar bewaardertjies. Nou dink ek by myself, Here, ek sal seker nou maar moet versigtig wees wat ek sê. Maar as julle my goed ken, ek's nooit versigtig oor wat ek sê. En ek het die evangelie gegooi. En dit was vir my die amazingste ervaring om te sien hoe God se gees harte aangeraak het en verander het daai dag. Want ek het daarna hoeveel gedoop in die gevangenis. Wit, swart, Indiër, ag almal. Dit was net amazing. Want jy sien as die Heilige Gees oor jou kom, gebeur daar dinge.
Dit is so wonderbaarlik. En dis waarna ek jy moet smag elke dag. Om te sê, ek het miskien 'n bietjie, maar die Here kan my bietjie gebruik. Sodat dit groot kan word vir hom. So my lewe moet gekenmerk word deur gees vervulling. Die gees van God moet in my wees. En ek wil afsluit. God roep ons nie net gered te wees, hy roep ons om gevul te wees met sy gees. Die kerk van vandag het mense nodig wat nie net kerkgangers is nie, maar kraggetuies. Die doop met die Heilige Gees is nie opsioneel vir die vreeslose Christelike lewe nie. Dit is noodsaaklik. Gaan vir my aan, asseblief, Stella, die toepassing en die uitnodiging. Nou wil ek vir jou vra, is jy honger vir meer van God? Ervaar jy geestelike droogheid of kragteloosheid? Vra vandag vir die Heilige Gees se volheid, want die belofte is vir elkeen wat glo. En as jy jouself wil beskikbaar stel en sê, Here, hier is ek. Vul my met die Gees, raak my aan. Here, ek soek 'n nuwe invulling van die Gees, nuwe aanraking van die Gees. God sal dit vir jou gee. Ek wil tog hierdie getuienis deel. Ek en Melanie net na ons, of terwyl ek nog gestudeer het, kom ons eendag, en ons was daar by AGS Danmore gewees, en mense kom nou bedien, by die kinderkerk, of by die sonnaskool, soos wat het destyds was, en ja, daar was verskriklik baie klein kindertjies. En wie wat was vir my die amazingste ervaring gewees van daai dag wat ek nooit sal vergeet nie. Die eerste 3 wat die Here gedoop het met sy Gees was 3 jaar oud. En laat ek vir julle sê, toe hulle begin praat in tale, het my mond oopgehang, want hulle kon nie eers so vlot Afrikaans praat nie. Wat vir my net wys, dis 'n bonatuurlike aanraking, dis 'n bonatuurlike invulling van God se Gees. En ja, kinders is baie meer ontvanklik vir dit, want hulle vat net 'n ding, hulle glo en sê, Here, wat man. En hulle begin praat. Ek wil nog een getuienis vir julle vertel, en dan gaan ons begin saam bid. Annika, jy gaan prys en worship tot bo. Ek en Melanie is eendag by 'n bidhuur, dit was ook in AGS Verwoerdburg, terwyl ek nog gestudeer het. Ag, en die aand het almal op hulle knieë gegaan en gebid voor, daar was 'n groot, so groot verhoog gewees met sulke trappies. Ons het almal daar gekniel. En daar's 'n, ek kan nie onthou, daar Sasha was daai tyd 3 of 4 jaar oud, ek kan nie presies onthou, maar baie klein dogtertjie. Sy het daar rondgespeel, en ek gaan met hierdie stryd in my lewe. Waarmee ek soeg, dit was moeilik. En ek soek oplossing. En daai klein dogtertjie speel, en op 'n stadium kom sy so by my en sy sê, Liewe Jesus, help vir oom Andries, en sy sê die probleem. Maar ek skrik my, ek het nie woorde gehad nie, dat die Here die kleinste dames gebruik, te sê, maar, wow, ek sien jou raak, sê die Here. Dis wat ek wil hê, elke dag. Dis wat ek wil begeer elke dag. En wie wat as jy dit soek vanaand? Ons gaan nie haastig wees vanaand nie. Met hierdie goed moet jy wag, jy moet nie haastig wees nie. Daar's die kits dinge as dit kom by die Heilige Gees en doping met die Heilige Gees. Dis om op God te wag en God te vertrou. Weet jy wat, miskien is dit die eerste keer dat jy al hierdie goed hoor en jou oë is groot en sê, ek het nooit hierdie goed geweet nie. Want dan weet jy. Pastoor, is dit regtig so maklik? Ja, dit is. Gee jouself net oor en sê, Here, hier is ek.
gebruik my. Here, gebruik my en werk deur my en laat die Gees deur my vloei. Ek begeer dit in my lewe. En as jy dit begeer vanaand, en jy sê, Here, hier is ek wil jou uitnooi, kom staan hier voor. Hier's baie plek. En dan gaan ons jou saam, en ons sal jou bid. En ons gaan vra dat God se Gees in jou vorm gaan word. En dat hy vanaand by jou gaan doen, net wat hy, God, wil. En as jy net sal oorgee, vergeet van almal en alles. Man, vergeet van jou vrou en jou man vanaand. Vanaand is dit jy en God. Laat hy deur sy Heilige Gees net kom en iets in jou doen en deur jou doen. Dat jy net bewus kan raak van sy teenwoordigheid vanaand en van die doel en plan wat hy vir jou in jou lewe het. Wie is die eerste een wat sê Isak? Here Isak, help my. Dankie Jesus. Yesu rabasayetu rukusayenti amasayetu. Sorobobundu rukusayenti amasayendu rukusayenti. Dankie Jesus. Sit neer ons. Here, ek salf my sis nou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek wil bid vir 'n aanraking in haar lewe vanaand in die naam van Jesus. Laat sy net vanaand gaan ervaar. Here, want ons hierdie stryd. Laat die Heilige Gees net oor haar vloei, deur haar vloei. Isu trukusiyenti amasu. Jesus. Dankie Jesus, dankie vir wat jy doen. Dankie vir wat jy doen. Dankie vir wat jy doen. Here, ek sal presies in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees van die Gees in my lewe. Sorry, I was saying it to the person.
Here, ek salf my met in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, U kom teruggebring uit die dood, sodat U kan aanvaar. Sodat hy die grootheid kan aanvaar. Dankie vir wat ek nou vir doen in Jesus naam. Ek stroom in die binnensien. Die Soria Bosoro Kosisi. Die Situ Siendi. Die Situ Siendi. Die Soria die Situ. Dankie Jesus. Dankie Jesus.
Vader, dit sal vloei. Iti solo die amasaye. Iti ya solo. Isi tu saye. Itoro solo siye. Iti ya solo. Jesus, dankie vir dat U na Gees doen, Vader. Ons loof en ons prys. Ons verheerlik U naam, U is groot, Here. U is groot, Here. Oh, U stuur jou Paulus en Korintia was hy. U sien toe ons het. U sal op die Here exalteer in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dankie vir 'n wonderwerk van U Gees wat nou. Oh, dat U net nou wonder. Wanneer ons soek is, U sien Jesus is wonderbaar. Dankie. U sorg toe gesiet. U sorg toe gesiet. Ja, maar sê jy. U sien
Is iemand wat 'n gewellige pyn het, ek is seker of jou maag of jou sy is by het seer. Wie is dit? Wat ek gou vir jou bid, dat die Here vir jou aanraak en help, het seer. Sy het seer vanaand. Wie is daar? Wie is dit? Ons gaan net vir jou bid, man, dat jy genees. Kom, sy sal die Here vir jou aanraak, kom. Dankie Jesus. Dankie Jesus, Here. U is ons groot geneeser, Melanie, was jy? Die sorg op ons sy het neem. Wys my was die pyn. Ons weer die rug opkyk. Jesus, dankie vir genesing wat nou gaan vloei in Jesus naam. Die sorg op ons sy het neem. Wat sê, die wonde is daar genees. Dankie vir genesing wat nou vloei. Op hierdie oomblik in Jesus naam. Die pyn gaan verdwyn, want deur die wonde is daar vir ons genesing. Want die woord sê daar het vir ons genesing gekom, so dit is daar. Ons staan die vraag aan. Nou in Jesus naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. So dankie Jesus. Dankie Jesus, wag net gou aan die kant. As jy vanaand luister en jy het op hierdie oomblik 'n aanraking van God nodig, luister, gee net oor en sê Here Jesus. Laat die Here jou nou aanraak net waar jy is. En iets doen in jou lewe, iets doen in jou omstandighede, iets doen in jou gees. In die naam van Jesus. Dankie Jesus vir wat U nou doen. Itiria basaluturuku. Itiria basayeti. Itiria basaluturuku. Sloof U naam, dankie Jesus.
Dankie Jesus. Dankie Jesus. Usu turubusiendi. Kisi turubusietu. Ons loof en prys U naam. Ons verheerlik U naam. U is groot, o Heer. U is groot, o Heer. Uturubobon turukusieti. Iso turukusieti. Rutu surukuieti. Dankie dat U getrou is, Vader. Ons loof en prys U naam, U is wonderbaar, U is groot. U so turukusieti.
sien vanaand. En dat U elkeen help in die naam van Jesus. Ons loof U naam, ons prys U naam, Jesus is wonderbaar groot. Dit is so wonderlik om dit te kan ervaar. Ek dink almal van julle het op 'n of ander manier ervaar vanaand in die Heilige Gees ervaar in jou lewe, in jou omstandighede, in jou liggaam, in jou gees, in wie jy is. Die Here het jou raak gesien. En hy het elkeen van ons so lief. Mag die Here vir julle baie ryklik seën. Ek dink net ons sal meer sulke geleenthede moet skep. Ons moet meer geleenthede skep om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. Ons laat dit so bejaag. Ons wil net klaar maak. Dank die Here. Ek is so bly julle was vanaand hier.
weet julle gaan luister maar weer na daai boodskap. Hy's op Facebook, hy's op YouTube ook wees. En gaan luister na wat beteken tot gedoop word met die Heilige Gees. En wat die uitvloeisel daarvan gaan wees. Want dit is nie wonderlik. Mag die Here vir julle so ryklik sien. Ons gaan afsluit en daarna asseblief julle so welkom om vanaand weer saam 'n koppie sop te kom nuttig, maar Benjamin het besluit om 'n stap verder te gaan. Hy het gesê die brood is nie nodig nie, hy gaan vetkoek bak, soos vetkoek. So vanaand gaan ons sop met vetkoek na die tyd ook nuttig en dankie vir julle. Ek wil julle net herinner Sondagoggend baie spesiale diens. Dis Vadersdag. Ons gaan ook vir elke pa 'n baie besonderse geskenk gee. Ek kan jou beloof jy het nog nooit so Vadersdag geskenk gekry. Ek jou beloof. Jy gaan verstom wees en sê, "Wat's dit?" Gaan ek presies jou nou. Dit gaan net baie besonder wees. En ek gaan Sondagoggend bedien oor die Vaderhart van God, die Vader wat God vir ons is. Dis die Vader wat hy wil hê ons moet vir ons kinders wees. En dit gaan besonders wees en ek kyk regtig uit vir hierdie. Ek gaan vra Pastor Japie vir ons kom afsluit en sommer bid vir die kos ook. En baie dankie dat jy hier was. Nou ek wil net noem, jy's welkom om Saterdagoggend 6:00 saam met ons te kom bid. Ek weet dit is vroeg. Pastoor Wiets het my gebel vanmiddag. Daar is 'n verrassing Saterdagoggend. So voor die Vadersdag. So ons gaan Saterdagoggend 6:00 God se aangesig soek en ons gaan ook 'n bietjie tyd saam spandeer met die verrassing dan ook. En Sondagoggend se Vadersdag diens is baie spesiaal. So kom ons gaan net afsluit en vir die Here so dankie sê hy. Dis 'n baie maklike sê. Kom ons staan net almal voor die Here. Dankie Pastor Japie. Ons sê dit so. Here, hoe groot sien jy? Here, dankie dat jy vanaand hier is. Steeds is, by ons sal wees waar ons gaan. Here, jy is heilig. Jy is groot, jy is goed. Jy is almagtig, Here. Jy verander nie. Die woord verander nie. Ons eer die vanaand. Wie is. Ewige God. Die seker onderhou al die verstaan. Dankie vir vanaand, Here. Dankie vir die woord, dankie vir die musiek. Dankie vir die bediening. Dis net die woordigheid om wees. Dit is hierdie bediening, hierdie atmosfeer saam met ons sal vat as ons huis te gaan. Die ons sal seën. Vader, ek bid vir die sop en die vetkoek. Dat jy dit sal seën en heilig ons liggaam. Dankie vir ons wat dit gemaak het. Ons vra dat jy sal seën spesiaal. Here is goed. Ons eer U. Ons sê vir dank in Jesus naam. Amen. Wow, baie dankie. Julle is welkom om deur te stap. Lekker sop en vetkoek.